Hier is die eerste Bybelse riglyn wat vir jou kan help om mense te vergewe. Erken jou seer. Erken jou seer. Erken jou seer. In Psalm 39 vers 3 skryf Dawid, hy sê, ek was stom en sprakeloos. Ken jy daai gevoel? Dat jy voel net die seer, jy kan niks uit jou mond uit kry nie. Hy sê, ek het geswaig, ek het nie gepraat nie, maar die smart het al hoe groter binne in my geword. Wie van julle ken daai gevoel? Dat die smart bou op en naderhand oorweldig het jou. Dit voel soos of jy besig is om te sink en jy voel jy kry nie asem nie. Jy voel hoe trek jou bors toe. Dis wat Dawid hier beskryf. En die eerste ding wat Dawid doen is, hy erken dit. Hy erken dit. Luister, hierdie ding het werklik seer gemaak. Dis die eerste stap vir jou om uit daai gat uit te klim, is om te sê, hierdie het regtig seer gemaak. Hierdie het regtig seer gekom. So eerstens erken Dawid dit teenoor homself. Hy sê, hoor, hierdie ding is nie lekker nie. Hierdie ding het my seer gemaak, maar hy erken dit. In vers 2 sê hy, ek het sorgvuldig gelet op my lewe. Ek het gaan kyk na my lewe. Ek het gaan vra, hoekom het hierdie ding my so seer? Hoekom voel ek so seer? Hoekom voel ek so geafronteer? Wat is dit binne my wat maak dat ek so? Hy het dit erken teenoor homself, maar het ook tweedens erken teenoor die Here. Ons lees in vers 13, hoor tog my gebed, o Here. Met ander woorde, wat hy wonderlik gedoen het, hy het sy seer gebruik om hom na die Here toe te dryf. Nie na mense toe met kinderstories nie, nie in 'n pity party nie onder die bed nie in die bed gaan lê en al dieper in daai gat sink nie. Hy het dit erken teenoor homself en het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek het 'n probleem. Hierdie ding maak seer. Hier is 'n belangrike punt. En wat ek nou vir julle gaan sê in die volgende deel van punt 1, is eintlik 'n volgende punt, maar ek kon nie 'n 8-punt preek gehad het nie. Stem julle saam? So nou moet julle net konsentreer. Hierdie is die bonusmateriaal vir punt nommer 1. Het jy dit so? Rangskik dit so. So dalk sit jy hierso. Ek gee dit gelyk. Jy het werklik seer gekry. Iemand het jou werklik te nagekom. Vergifnis is nie ontkenning nie. Is nie net so, dit het nie gebeur nie, ek maak of dit nie gebeur. Dis nie wat vergifnis is nie. Vergifnis is om aktief te kan verdra wanneer mense, vergewe die woord, stupid goed aanvang. En wanneer hulle jou seer maak, en wanneer hulle jou werklik te nakom. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. Nou let dit op, Paulus skryf vir Timoteus, en hierdie vers is van toepassing op ouderlinge. Maar almal van ons moet op daai plek kom. Hy gebruik die woord 'n dienaar van die Here. Wie van julle voel jy's 'n dienaar van die Here? Steek op die hande. Julle moet nou almal julle hande opsteek, hoor? Almal. Okay, so ek wil jou in die kerk wil ek jou dissiplineer om 'n dienaar van die Here te wees. Almal gaan nie ouderlinge wees nie, maar almal moet dienaars van die Here wees. Hy sê 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees. Daar's 'n tweede punt daar. Wees teenoor almal, nie net teenoor sy vriende nie, bekwaam om ander te leer en iemand wat die onreg kan verdra. Hierdie is 'n belangrike punt. Hoe nader ek aan die Here Jesus groei, hoe sterker word ek. Nie in myself nie, maar in die Here Jesus, hoe meer kan ek dra, hoe meer kan ek insien dat stikkende mense doen stikkende goed. Baie keer maak mense jou seer omdat hulle self seer het. Boelies boelie omdat hulle geboelie word. Maak dit sin vir julle? Mense het jou seer gemaak, waarskynlik omdat hulle seer het, waarskynlik omdat hulle stikkend is, waarskynlik omdat hulle in sonde is, en nou hier kom die ding. Christus gee vir my en jou die kapasiteit om te absorbeer. Kan ek dit herhaal? Wanneer ek in die Here Jesus is, en ek groei, hier is 'n Bybelse beginsel, dan kry ek die kapasiteit om jou tekortkominge te kan verdra.